Die Amerikaanse president Donald Trump meen Suid-Afrika hoort nie in die G20 nie en bou en herstelwerk aan die parlementsgebou wat in Januarie 2022 in 'n brand beskadig is, sal glo eers aan die einde van aanstaande jaar afgehandel word. Goeiedag, baie welkom by die nuus op Pretoria FM. Ek is James Kemp. Die Amerikaanse president Donald Trump meen Suid-Afrika behoort nie meer by die G20 groot ekonomieë ingesluit te wees nie en het herhaal dat hy nie later van dese maand die G20 leiersberaad in die land sal bywoon nie. Hy het Suid-Afrika herhaaldelik daarvan beskuldig dat die land grond onteien en sommige bevolkingsgroepe sleg behandel. Die VSA se adjunkt president J.D. Vance sal na verwagting die G20 leiersberaad op 22 en 23 November in Johannesburg bywoon. Solidariteit het 'n veldtog van stapel gestuur met die G20 lidlande wat op 22 November die internasionale leiersberaad in Johannesburg bywoon in sy vizier. Die vakbond meen dat Suid-Afrika as gasheerland verantwoordelik gehou moet word vir oortredings van internasionale konvensies oor rassediskriminasie. Memorandums oor die minstens 140 raswette in Suid-Afrika is by die lande se ambassades ingedien. Solidariteit meen dit is nodig dat die rassebedeling tot 'n einde kom sodat internasionale handel met Suid-Afrika verbeter kan word tot voordeel van alle Suid-Afrikaners. Solidariteit sal aanstaande week as deel van die veldtog 'n dokumentêr Race to the Bottom bekendstel. Advertensieborde sal ook naby G20 konferensielokale in Johannesburg aangebring word. Die MK-party sê dit was noodsaaklik om Des van Rooyen as die party se parlementêre hoofsweep te verwyder. Van Rooyen is Dinsdag aand in die pos in Colleen Makubele se plek aangestel. Hy is egter gisteraand uit die pos verwyder nadat die party die aanstelling nietig verklaar het. Dit is die tweede keer dat Van Rooyen binne dae uit 'n pos verwyder word. Hy is in Desember 2015 as minister van Finansies aangestel, maar is 3 dae later deur oud-president Jacob Zuma uit die pos verwyder en met Pravin Gordhan vervang. Die MK-party het ook sy adjunkpresident en parlementêre leier John Gloppe weens wangedrag geskort. Des van Rooyen wat steeds die weekend special is. Die omstrede sakeman Brown Mogotsi het uiteindelik 'n verklaring ingedien oor wat hy beweer 'n aanslag op sy lewe was. Hy beweer dat hy maandag aand 'n sluipmoordpoging in Vosloorus aan die Oosrand oorleef het. Mogotsi het na dae van ontduiking uiteindelik ingestem om met polisiebeamptes te praat, nadat hy maandag aand geweier het om 'n verklaring af te lê en Dinsdag nooit by die Vosloorus polisiekantoor opgedaag het nie. Hy is in die Madlanga kommissie van ondersoek se vizier, aangesien hy glo by polisiebedrywighede ingemeng het. Die parlementsgebou wat in Januarie 2022 in 'n brand beskadig is, sal eers in November 2026 voltooi wees. Die spreker van die parlement, Tsokodediza, het gesê hulle het bevestiging van die datum by die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika gekry. Die bank staan aan die stuur van die projek. 'n Deel van Pleinstraat langs die perseel sal tot en met die afhandeling van die projek vir verkeer gesluit bly. Daar in jou nuus op Pretoria FM, ek is James Kemp en ek hoop jy het 'n lieflike aand verder.